King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Jana Marx sluit volgens ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre, so voor die lang naweek. Net so voor die lang naweek. Dankie dat jy vanoggend saam met ons kuier en ons begin sommer uiteindelik by die asbesdak kroegspil. Ja, uiteindelik want ons vat nou al baie lank om hierdie saak aan die gang te kry. Maar die staatsaanklaer het gister in die openingsbetoog en die saak het nou hierdie week begin, maandag begin. Die saak teen Ys Magashule en 17 ander, 'n piknik vir die diewe. 'n Geval van duidelike bedrog of wanvoorstellings ooglopend is genoem en gesê die syfers sal dit onthul. Soos ek sê, daar's 18 mense in hierdie saak betrokke waarvan Ys Magashule een is, 'n ander is die stinkryk sakeman Edwin Saudi. Hulle het nou al vir baie lank probeer om hierdie saak van die hofrol te verwyder te kry. Dit het nie gewerk nie, die staat het amptelik begin met hierdie saak. Net so 'n bietjie agtergrond vir mense wat nou al oor die jare heen, want dit kom nou al so lank, 'n bietjie konteks verloor het, maar dit gaan oor die 255 miljoen. Dis dan bitter baie geld. Wat in 2014 deur die Vrystaatse Departement van Menslike Nedersettings aan 'n joint venture toegeken is. Hierdie kontrak moes ongeveer 300 000 lae-inkomstehuise se asbesdakke audit en verwyder, want dit is gevaarlik. Maar aanklaers beweer hierdie projekte of die geld is onreëlmatig bestee en dit klink vir my soos 'n legkaart. Die een maatskappy vir joint venture kon nie die werk doen nie. Hulle het gesubkontrakteer aan 'n ander maatskappy wat weer gesubkontrakteer het aan nog 'n ander maatskappy. En op die ou end het iets soos 21 miljoen die eintlike ouens wat die werk moes doen bereik. Ja. Van daai 230 met ander woorde word dan nou beweer het in sakke ingegaan. Jana, ek dink wat so half skokkend is dat Ys Magashule, hulle steeds voel hulle heeltemal onskuldig. Hulle sê so, en ek dink die staat se uitdaging in hierdie saak is, veral iemand soos Magashule, dit is nie 'n geheim nie, dat hy nooit sy handtekening op goed sit nie. So ek dink 'n groot uitdaging in die staat, want kyk, of die staat gaan wees, as hulle sy skuld wil bewys, om te bewys dat daar wel opdragte vir hom afgekom het, hoewel ander mense dalk vir daai goed geteken het. En dis waarskynlik waarom almal ook nou skuld ontken. Almal hoop nou maar hulle kom weg daarmee, jy weet, as hulle skuldig is. Maar in Ys Magashule se geval weet ons hy sit nie sy naam op goed nie en ek dink daar's 'n groot las op die staat om te kan bewys. Weet jy, daar het opdragte gekom van hom af, hoewel hy dalk nie geteken het daarvoor nie. Jo, ongelooflik om dit te dink. Dan die pastoor wat teruggevind is. Hierdie klink vir my so klein bietjie soos 'n episode van Criminal Minds, vir julle wat dit kyk. Maar ek glimlag want is wel 'n baie mooi einde hierdie storie. Is 'n verskriklike storie. Josh Sullivan, hy's 'n Amerikaanse pastoor van die Fellowship Baptist Church in Motherwell. Hy kom oorspronklik van Tennessee en hy was laasweek donderdag besig om te preek in die Nelson Mandela Bay toe gewapende gemaskerde mans die kerk binne gestorm het. Hulle het 2 van die gemeentelede beroof van hulle selfone, hulle het die pastoor gegryp en hom in 'n kar ingedompel. Die voertuig is later gevind, maar die pastoor was net weg. Daar het later 'n losprys ter sprake gekom. Die valke het die ondersoek oorgeneem soos wat gewoonlik gebeur as daar hierdie hulle praat van kidnappings for ransom ter sprake kom. En intelligensie het gemaak dat die polisie Dinsdag aand op 'n huis kon toeslaan en hulle het hom gered. Dit was natuurlik nie 'n maklike soos hulle sê extraction nie, dit was glad nie maklik nie. Daar het 'n skietery uitgebreek tussen die polisie en die diewe of die ontvoerders. 3 van hierdie ontvoerders is doodgeskiet in die proses. 2 het weggekom, daar word tog na hulle gesoek. Maar die pastoor is ongedeerd gevind. Dit is 'n absolute wonderwerk en kyk, as hierdie pastoor nie sy boek skryf nie, gaan ek dit namens hom doen. Ja, die berig sê hy was in die voertuig saam met die 3 wat doodgeskiet is en hy het niks oorgekom nie. Hy het niks oorgekom nie. Dit is vir my 'n ongelooflike storie en die feit dat dit reg voor die Paasnaweek gebeur, hy's terug by sy familie. Ek kan net dink wat in daai huise op die oomblik aan die gang is. Ja, sure. Ons is dankbaar daarvoor. Dan is ons terug by korrupsie hierdie keer in die Oos-Kaap en die premier. Ja, ook in die Oos-Kaap is Oscar Mabuyane, hy's die Oos-Kaapse premier en hy kan maar net nie die aantuigings van korrupsie wat om sy kop woel afskud nie. Hy is in 2018 al beskuldig dat hy gebaat het by geld wat vir Winnie Mandela se begrafnis bedoel was. In 2024, sy laas jaar,
die nasionale vervolgingsgesag besluit om hom nie te vervolg nie. Hulle sê daar's nie genoeg bewyse nie. Net 'n vinnige punt, dit beteken nie die persoon is skuldig of onskuldig nie. Dit beteken net die staat gaan nie 'n saak vervolg wat hy nie redelik seker is hy gaan wen nie. Dit mors almal se tyd, mors die hof se tyd, en as 'n ondersoek dalk vrot was, mens weet nie wat die omstandighede was nie. Staat kan dit nie bewys nie, kan so 'n saak nie gewen word nie, dan mors dit almal se tyd. So hulle het dit besluit, maar enter Gerry Nel. So Lonwabo Bam, wat glo 'n sleutelrol in hierdie beweerde korrupsie gespeel het. Hy word nou deur Nel en die private vervolgingseenheid verteenwoordig. En advokaat Nel het 'n brief geskryf aan die NVG om hulle te vra om hierdie besluit te hersien. So hoe dit werk, hulle skryf die brief, hulle vra vir die hersiening, NVG kan besluit. Ek het nou die dag gesien dat hulle dit wel doen, hulle doen dit gereeld, dat hulle sê, okay, jy weet, ja, daar is waarde hierin, kom ons vervolg tog maar. Of hulle kan sê, nee, ons gaan nie vervolg nie, en dan kan Nel sê, maar luister, my eenheid wil hierdie privaat vervolg. So dan kan daai besluit begin. Advokaat Nel en die private vervolgingseenheid wys net daarop dat hier wel gronde is. Daar's 'n lang verhaal oor wat alles kon skeefloop. Daar die openbare beskermer selfs het 'n verslag hieroor uitgereik. Dit is ook in die hof tersyde gestel want hulle sê sy was betrokke of sy het botsende belange gehad daar of sy het veroordelend opgetree of sy het vooroordelend opgetree en daarom kan hierdie verslag van haar nie staan nie. Maar ja, advokaat Nel voel sterk dat daar wel 'n saak is. So kom ons kyk hoe hierdie afspeel. Ons hou duim vas vir die reg dat die reg sy gang sal gaan. Daar's nou 2 oud-premiers of premiers van provinsies wat dan nou net vandag betrek word, net in vandag se nuusberigte betrek word by korrupsie. As jy nou mooi daaraan dink, die premiers van provinsies wat betrek word, dan moet jy weet hoe diep die verrotting op hierdie stadium is. Absoluut. Dit is die ouens wat gewoonlik, jy weet, later in hulle lewe dalk 'n president word of so. Dit is nie sommer net 'n hier-jy posisie nie. Dit is absoluut skokkend dat hierdie ouens nie net onder verdenking staan nie, maar eintlik baie diep, waar baie ernstige aanklagte teen hierdie ouens gemaak word. Ja. Jana, dan in die Weskaap en Tafelberg, 'n vrou wat jy weet beweringe van verkrachting gelê teen iemand anders, jy weet, is gered nou op die einde, maar dit is bekommerwekkend dat iets soos Tafelberg nou eintlik gevaarlik raak. Ja, dit gaan oor die vrou wat gered is nadat sy amper verkragt is op Tafelberg, in die Tafelberg Nasionale Park. Maar soos jy sê, jy weet, dit is een van 10 roofdogte wat net in Maart aangeteken is. En dit sluit nou nie jou voertuig inbrake, mense wat 'n vensterstuk inslaan, iets uit die kar uit steel, of mense wat net eenvoudig die karre steel. Dit sluit dit nie eers in nie. So, jy weet, bergklimmers en stappers en besoekers aan hierdie park, hulle vra tereg, waar is die owerhede, waarom word hierdie misdaad nie minder nie? En kyk, hulle maak die punt, hoewel daar nou weet meer veldwagters aan diens is daar nog steeds te min. Die veldwagters op hierdie stadium is 30 per skof, wat 271 vierkante kilometer wat Tafelberg is moet beman. Dit beteken 9 vierkante kilometer per veldwagter, en ek het nou 'n bietjie gaan kyk, hoe groot is dit nou eintlik? Dit is gelykstaande aan amper 1300 sokkervelde. Okay? Dit is die helfte van die grootte van OR Tambo. Nou as jy al daar moes geloop het aan jou vlug toe, die kort afstand wat jy loop, dis baie groter as dit. Jy kon net in 'n vliegtuig gesit het en getaxi het, dan jy weet hoe groot daai plek is. So dis die helfte van daai totale perseel van die lughawe. Hulle sê dit is omtrent die grootte van die hele Sandton, wat een so 'n persoon beman. So ek bedoel, jy's in hierdie hoek van kom ons sê nou maar Sandton, en aan daai kant loop die dief of die rower. So daar's geen manier dat 30 mense per skof daai misdaad kan bekamp nie. Dit is werklik eintlik hartseer om so daaraan te dink, Jana. Jy weet, almal dink altyd Tafelberg, of ons almal weet Tafelberg is een van daai toeristaanlokkelikhede ook natuurlik wat ons wil gebruik, en dat mense eers by jou eie, jy weet, buitemuurse plekke kan gebruik, iets as Tafelberg om te gaan draf of te gaan stap sonder om te voel, wag, ek moet iemand saam met my nie, is hartseer. So hopelik kan hulle binnekort iets daaraan doen. Maar Jennifer, dit gaan dieper as dit. Is ons al bang om in ons eie woonbuurte te loop, selfs in die dag. Is jy bang om in jou kar te klim en op 'n hoofweg te ry, want jou bande mag dalk 'n spyker inkry en jy mag dalk afgetrek word en aangerand word. Daardie vrees vir misdaad is iets wat so diep in ons nou al lê. Ek is verbaas dat dit nou stelselmatig eers op Tafelberg. Dit is al 'n geruime tyd daar, maar dat dit nou al hoe erger raak, nou eers. Dit is
die misdaadprobleem in Suid-Afrika is ononderhandelbaar groot. Dan moet iets daaraan gedoen word. Dit is tyd dat die minister van polisie vinger trek en iets doen. Die president het al in soveel woorde verwys na Suid-Afrika as 'n oorlogsone. As jy kyk na die moorde wat hier plaasvind, dit is die ekwivalent van wat 'n mens sal kry in 'n oorlog. Dit is absoluut skokkend en dis buite beheer. Ja. So, Jana, wat het Google te sê? Google het baie te sê nadat ons mededingingskommissie bevind het, hulle maak nie reg met ons nie. Die kompetisiekommissie of die mededingingskommissie het in Februarie al bevind dat Google internasionale diens bevoordeel. Met ander woorde, as jy nou ietsie gaan soek op die internet, gaan daar waarskynlik 'n internasionale nuusberig of artikel daaroor opspring. So en ek dink mededingingskommissie het 'n baie goeie punt beet waar jy weet in die proses verloor Suid-Afrika 'n klomp geld. So ons eie media verloor geld, Google maak geld uit ons goederes uit en dan bevoordeel hulle nog steeds die internasionale nuus. So op hierdie stadium het die mededingingskommissie gesê of jy betaal 'n sekere hoeveelheid geld aan Suid-Afrika maandeliks om op te maak hiervoor, of ons hef eenvoudig net 'n fooi op alles wat julle doen, of die werk wat julle in Suid-Afrika wil doen. Google sê hulle stem glad nie mee saam nie. Hulle sê die oomblik as hulle aan hulle algoritme gaan begin beter, gaan dit nou weer, jy weet, Suid-Afrikaners benadeel of ek dink maar net eintlik hulle wil dit nie doen nie. Maar ja, so hulle hou vol, nee, dit kan nie gebeur nie. Hulle kan nie gehoor gee daaraan nie. Maar ek moet vir jou sê, as mens 'n bietjie verder gaan kyk na die feite van die meriete van hierdie saak, daar's definitief meriete in. Waarom moet hulle geld maak uit ons land uit of uit ons mense wat hulle gebruik uit, maar ons trek nie self die voordeel daarvan nie. En mens sien dan, weet hoe mediahuise sukkel, hoe hulle nie geld het om basiese goeders te kan doen nie. Ja, baie waar. Jana, dan oor na politieke partye wat Israel besoek het en daar's nou 'n klomp gestryery ook daaroor. Nou, soos die ACDP wat hulle en die DA en dan ook die Patriotic Alliance, 'n paar van hulle lede van die parlement het Israel besoek op wat hulle noem 'n feitesending of 'n fact-finding mission liewer. En eerwaarde Kenneth Mishu, hy's die leier van die ACDP, hy sê net luister, niemand gaan vir ons vertel met wie ons mag vriende wees nie. En kyk, hulle sien dit ook natuurlik uit 'n meer Christelike oogpunt, hulle sien dit as die heilige land wat hulle besoek. En hy het ook byvoorbeeld Nelson Mandela aangehaal wat ook gesê het, jy weet, niemand sal vir Suid-Afrika besluit wie hulle met hulle vriende sal wees nie. En Mishu sê almal het reg op lewe, Jode in Israel ook. Hy stem ook glad nie saam met Israel 'n apartheidstaat is nie en hy voel die 95 miljoen rand wat Suid-Afrika nou al spandeer het aan daardie hofsaak en dan die 37 miljoen wat nog moet kom dat dit beter bestee kon word. Die ANC, die Good Party, Al-Jamaa en EFF is baie kwaad hieroor. Hulle sê die lede van die parlement wat nou hierdie besoek wat hierdie land besoek het, moet voor die nasionale vergaderings etiekkomitee verskyn en hulle diplomatieke voorregte moet opgeskort word terwyl daar 'n ondersoek geloods word na hierdie besoek. Die PA het ook teruggekap trouwens. Minister Kayten McKenzie sê hy wil sy kinders graag Israel toe vat sodra hy 'n kans kry. En die ACDP maak dit duidelik, dit beteken nie, hulle staan nie simpatiek teen die Palestynë nie. Hulle sal steeds bid vir vrede in hierdie oorlog, maar hulle sal Israel toe gaan as hulle wil. Ja, dit was interessant dat die EFF gesê het dit is verraad. So dit voel vir my so 'n bietjie as jy iewers heen gaan waar mense nie van hou nie, dan sê hulle sommer nou dit is verraad. Dit is ja. Absoluut. Jana, dan waar is besigheidsvertroue op hierdie stadium? Ja, so sakevertroue het nog alright gelyk in 'n steekproef wat in Februarie en Maart gedoen is. Maar dan sê Richard Downing wat nou deel was van die Suid-Afrikaanse Sakekamer wat hierdie steekproef gedoen het, baie duidelik ook dat wat nou op die oomblik aan die gang is nog glad nie reflekteer in hierdie sakevertroue nie. So net so vinnig sakevertroue sal nou wees, jy weet, hoe gerus of wat die sentiment van 'n besigheid, hoe voel hulle in die ekonomiese omgewing om hulle geld te spandeer om mense aan te stel. As hulle voel die ekonomie, jy weet, is standvastig, dan sal hulle eerder, as hulle mense wil aanstel, hulle sal geld spandeer, hulle sal jy weet, produkte aankoop en verkoop, maar as hulle voel dat dinge is maar so bietjie, jy weet, rocky, dan gaan hulle daai beursies maar bietjie stywer vashou. So in hierdie stadium lyk dit nog okay. Dis my baie interessant, want ek het hierdie ding nou al, hierdie tendens nou al volg oor 'n paar maande, dat, jy weet, vroeër was die RNE, die nasionale eenheid, die regering van nasionale eenheid was 'n hoofrede
waarom mense regtig baie vertroue, besighede baie vertroue gehad het. En snaaks dat hierdie, jy weet, selfs voor al hierdie bomme nou gebars het van Amerika en die tariewe en al daai goeders, dat selfs die RNE nie regtig meer sake vertroue so hoog kon hou nie. So dis nog relatief oukei, maar dit is aan die taan en 'n mens sal definitief dan nou sê die ekonoom ook, moes hulle afname sien in die volgende steekproef, omdat al hierdie nuwe goed nou in ag geneem gaan word. Ek dink sake gaan hulle, of besighede gaan hulle beursies baie styf vashou. Ja, definitief. Nou, jy het so Amerika genoem en dit is Trump teen Harvard. Trump teen Harvard. So Trump wat natuurlik 'n klomp van hierdie befondsing teen universiteite wil sny, die universiteite wat net sê, wat nou teruggekap het en gesê het, jy weet, dit is absoluut belaglik. Maar Trump wat net aanhou en sê, maar dis 'n grap. Jy weet, hierdie befondsing wat hulle vir universiteite gee is 'n absolute grap en hulle gaan nie daarmee voortgaan nie. Dit sal ontsettend hartseer wees. Ek sien ook, dit gaan oor baie van die mediese navorsing. Dit sal ontsettend hartseer wees as hierdie befondsing geskraap word. Ek dink tog universiteite sal dit elders kan verhaal. Maar dit is nog steeds baie skokkend om te dink dat lande net besluit, jy weet, ons sny befondsing om ons eie begrotings te laat beter lyk en ons doen dit by tersiêre instansies. Dit maak net vir my geen sin nie. Ja, dit was interessant om te sien hoe ander universiteite uitgekom het ter ondersteuning van Harvard, wat nou hierdie geskil het met die president. En ons sal maar wag en kyk wat dit gebeur en hoe dit ook uitspeel. Dan van Trump en Harvard oor na olifante. Ag, dis sommer net vir my so oulike video om amper die lang naweek te begin mee. Maar gaan Google gerus elephants plus San Diego earthquake. Earthquake. So dit gaan oor die aardbewing in die olifante. Die video was wydhoek op Instagram versprei. Jy sien in hierdie video waar die aarde wild skud, al die kameras skud, so jy kan dit sien. En dan beweeg hierdie olifante instinktief na mekaar toe. Hulle swaai hulle agterente na mekaar toe. Hulle maak so 'n tipe van, hulle noem dit 'n alert circle, waar hulle dan nou staan en kyk, jy weet, waar is die gevaar? En in die middel van hierdie sirkel is die ou kleintjies wat hulle dan nou beskerm. Dis eintlik, dis my ongelooflik hoe die natuur reageer. So die park waar die dieretuin is, noem hierdie behavior a natural response to perceived threats. En dit wys my net hoe slim olifante is. Jy sien ook in hierdie video, jy weet hoe daar wel 'n kleintjie om amper half probeer groot hou en hy staan nou sommer ook in die sirkel. En dan hoe een van die ander wat hom help groot maak het ook nog heeltyd tik op hom. Jy weet, mense weer die slurp. Tik om te wys dis oukei, alles is oukei. Dit is vir my pragtig. En hulle staan baie lank so. Na die aardskudding verby is, staan hulle nog steeds en hulle kyk wat op aarde gaan nou hier aan. Wat vir my interessant is dat hierdie dieretuin olifante is. Dis nie olifante in die veld wat wild rondloop wat hierdie tipe van houding, veiligheidshouding of beweging rondom kleintjies doen nie. Want dit sien die mense in die wildtuin byvoorbeeld. Maar hierdie in die dieretuin self is ons steeds diep binne in hulle geheue, geneties amper in hulle om mekaar so op te pas. Dis baie mooi om te sien. Dis pragtig, great video om te gaan kyk. Jana, en dan so laaste bietjie verkeer. Ja, net eintlik 'n vinnige waarskuwing. Die sending na Moria begin vanoggend. So as jy op die paaie is, jy op die N1 op pad Limpopo toe is, wees baie versigtig. Dit is ook die eerste keer dat albei die sioniste kerke daar gaan vergader. Ek dink sedert COVID. En dit gaan ongelooflik besig wees. As jy gedink het is laas jaar besig, dit gaan hierdie jaar baie besiger wees. Oppas vir busse, oppas vir die verkeer, ry baie versigtig. Wees maar geduldig want dit gaan stadig wees. Ry net mooi. Absoluut. Jana, baie dankie vir jou tyd vandag en jy moet 'n heerlike lang naweek hê. En julle. Dankie Jana, dit is Jana Marx bly gerus ingeskakel net hier nog aan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.